Ons het sopas geluister na Sonder Jou van Wouter van der Venter, wat vandag saam met ons in die ateljee is om die program Ons en die Tegnologie aan te bied. Saam met hom Arno van Skalkwyk van Bronx TV. En vandag gesels ons met Wouter oor sy beroep en sommer ook oor die werking van 'n ateljee. Wouter, goeiemôre. Goeiemôre Elamo. Lekker om julle hier saam met ons te hê. En miskien moet ons begin dat jy sommer die ander twee manne ook aan die luisteraars bietjie voorstel en vir hulle kans gee om môre te sê. Ja, hierso langs my is Arno, hy is ons manager of ons managing meneertjie daarso van Bronkhorstspruit en dan het ons vir Marco op die kamera. So julle sal dit op Bronx TV kan sien hierdie onderuitjie. Nou ja, ons kan nou nie vir Marco by die mikrofoon kry nie, maar ek is seker hy sê ook goeiemôre vir al ons luisteraars. Wat is jou betrokkenheid by Bronx TV? Weet jy, dit is 'n seëning hoe ek by hulle uitgekom het, want ek soek al vir so lank net 'n manier om uit die stad uit te kom. Jy weet, so toe hierdie geleentheid om myself nou op te doen om deel te word van hulle, toe ek het nou gegryp met alle hande. Basies my betrokkenheid daar is ek gaan hulle ateljee vir hulle bestuur. Ons het 'n klankopname ateljee, so want op die uiteinde gaan hierdie hele ding oorloop in 'n platemaatskappy. Is ook om 'n jong talent hierso in die dorpie staan ging. Ek weet wie's daar in die stad. Almal weet wie's daar in die stad. Dit sal nou vir my 'n groot uitdaging wees om te sien wie's so 'n bietjie meer in die platteland en om hulle te ontwikkel. Jy weet, om vir 'n jong kunstenaar te vertel hoe die bedryf werk. Ek is nou al amper 20 jaar in die bedryf, so ek ken sy ins en outs en sy hartseer en die goeie tye. Dis reg. Ja, en dit sal net wonderlik wees om uit die stad te kom en ek is baie opgewonde daaroor. Nou Wouter, dus jy sê uit die stad uit, is jy van Pretoria? Ja, Johannesburg, ja, van waar? Pretoria. Nou ja, Bronkhorstspruit. Gauteng. Ja, Bronkhorstspruit is dan ook nie so ver van Nee, Pretoria maar dit is af wat nie. so lekker is. Dit is net mooi so halfpad tussen Pretoria en Witbank, né? Ja, maar dis daar nog steeds plaas en daar's nie traffic nie, weet. Die traffic waaraan ek al gesit het in my lewe daar in Gauteng is verskriklik. So dis wonderlik om hier na te doen. Sê vir my Wouter, hoe het dit gekom dat jy betrokke geraak het met klankopnames? Want weet jy, ek was maar altyd geïnteresseerd in die knoppies en die liggies. Ek weet dit was altyd jou groot droom om in 'n ateljee in te stap en al die masjiene staan so en daar's een on switch en al hierdie ligte gaan aan en daar's tapes en goeters en jy kan musiek opneem en jy kan plate maak. Jy weet, dit was altyd fantasties. So ek het maar begin werk in ateljees. Jy weet, begin maar koffie aandra vir die ouens en bietjie skoon gemaak en onderbegin. Ja, en so die ouens na my nou maar bietjie begin leer van die masjiene en nou met die nuwe tegnologie soos die rekenaars nou inkom, toe die tapes nou wegval, het ons nou maar geleer en nou deur die jare so het ek nou al 'n hele paar jaar sonder vervinding, 'n hele paar albums gemaak in my lewe en by ons ateljee werk ons met die wêreldklas standaard. Ons werk met die top toerusting wat daar is bekrygbaar in die wêreld. So dis maar waarna die hele ding gaan. So wat jy eintlik maar vir ons sê is daar's nie 'n maklike manier om jouself te kry waar jy vandag is nie. Dis maar harde werk. Ja, enigiets in hierdie bedryf is maar harde werk. Jy moet maar inklim. Ons kyk jy nie almal kan die sterre soos Nicholas Lou en Kurt en daai mense wees nie. Van ons moet nogal bietjie harder werk, jy weet, en dit is lekker. Dit is lekker om die goed agter die skerms te sien. Dit is lekker om te sien hoe werk hierdie opnameprogramme en hoe om 'n album bymekaar te sit en hoe om charts te skryf. Jy weet, dit gee jou net soveel meer krag. En ook as dit kom by jou skepende werk self, dan jy het 'n meer 'n idee van die medium waarvoor jy werk en wat jy tot jou beskikking het om songs op te neem. Ja. En dis maar die enigste manier hoe jy daar gaan kom, nie? Ja, en klim en dit doen. Maar ek wil net eintlik 'n bietjie teruggaan op die tye of wat die tegnologie maar eintlik ontwikkel het. As ons nou maar moet eerlik wees, dit is maar 'n redelike jong tegnologie as ek dit so kan stel. Ek meen in 1864 het James Maxwell sy elektromagnetiese golf se teorie het die basis geword vir die radiogolfpropaganda. En toe ook in 1878 het Thomas Edison die patent vir die opname op diskette en silinders het hy gepatenteer. Die eerste radiostasie byvoorbeeld is KDKA in Pittsburgh, Pennsylvania. Is vir die eerste keer was die eerste gelisensieerde radiostasie wat ooit uitgesaai het. En dit was in 1919. So as jy daarna kyk, dis nog alles is maar nog 'n redelike jong tegnologie en dat die vooruitgang wat ons daarin gehad het is nog maar redelik hoe kan ek sê onverken as ek dit so kan stel. Ja.
So ja, hoe meer jy daarvan kan leer, hoe beter. Nee, dis verseker en ek dink vir die meeste mense as ek nou praat van die gewone man op straat, ons skram ons 'n bietjie weg van die tegnologie af, dinge wat vir ons onbekend is. Enige iets wat jou 'n bietjie skrikkerig maak, as jy geneig om 'n bietjie weg te skram. Maar terug na julle helpende hand projek toe, daar's 'n liedjie waarna ons luister, wil jy miskien vir ons 'n bietjie meer uitbrei daaroor? Ja, dit is 'n melody liedjie geskryf, dit is sielsgebed. Dit is gedoen as 'n opdragwerk vir solidariteit. En dit is nou juist hierdie liedjie wat ek nou so hard aan gewerk het en geskaaf het van 175 tracks. So dit is hoe 175 tracks klink. Hoeveel kunstenaars was betrokke by die opname? Ek praat onder as ons nou van die sangers praat. Ek praat onder korreksie, ek dink so 16. Ja, dis 'n groot werk om hierdie mense bymekaar te kry en hierdie tipe projek te doen. Ja. So dit gaan baie interessant wees om hierdie liedjie te hoor. So, kom ons luister. Ongelooflike opname, die liedjie Sielsgebed, geskryf deur Mel Botes en deel van die Helpende Hand projek. Wouter, wat presies kan julle as Bronx TV vir die gemeenskap bied? Weet jy, ons wil die gemeenskap dieselfde geleenthede gee as die ou wat in die stad bly. Dit is wat ons kan doen met dieselfde kwaliteit as wat hulle kry. By ons ateljee spesifiek, ons is opgegeer om orkeste op te neem, enige orkes, van 'n boereorkes tot die skool se rockband orkes. Ons doen backtracks, voice overs, jy weet, ons wil nou juist 'n ding launch vir die skoolkinders, wat ons 'n CD wil maak vir skoolkinders, as jy nou dink jou dogter of jou seun kan sing. Ek het agtergekom, die ouens spandeer baie geld as jy nou jou kind goed is in sport, dan kan hierdie ouens honderde duisende rande 'n jaar spandeer op sy kind. Jy weet, die ouens gaan hulle neem oor seedeel as die seun of jou dogter nou excel in sport. Maar nou sit jy met jou seun of jou dogter wat excel in musiek en jy wil so graag vir hom dieselfde bied. Maar daar is niks beskikbaar daarvoor nie. Jy weet, daar's niks ander maniere hoe gaan jy jou dogter in standaard 6 wys hoe lyk 'n ateljee? So jy wil nou sing, so dit is een van die groot dinge wat ons wil doen. Ons wil 'n lekker minimale budget CD maak vir wat jou kind kom sing en ons kry die backtracks bymekaar en ons maak so 'n CD van 10 songs op. Mooi aan mekaar gesit met 'n mooi CD sleeve en 'n lekker ding en sy kry die ondervinding hoe dit werk in die ateljee en ouma kan 'n CD koop en sy die kind wat dit opgeneem het kan vir haar 'n paar chocolates of koeldrank of movies toe gaan met die geldjies wat sy maak. Jy weet, so kan sy leer hoe werk die bedryf en hoe die hele ding aan mekaar pas. Ja, ek is bevrees ons gaan begin saamvat, maar Arno, ek weet jy het nog 'n storie rondom 'n kompetisie wat jy aan die gang het. Ja, ons het laasweek het ons die kompetisie geloods en dit gaan maar basies die pryse wat jy kan wen is, daar's 5 van Wouter se series wat jy kan wen, sy sonder jou series is te wen. En die vraag wat ons wil weet is, wat se gemeenskap IPTV-stasie is die voorlopers in Suid-Afrika? Nou, om in te skryf vir die kompetisie, al wat jy moet doen is jy moet net registreer op Bronx TV se webwerf. Dit is gratis en verniet, so al die luisteraars asseblief teken in op ons webwerf. Bronx.tv. Dit is al waar jy hoef in te gaan. Dit is gratis en verniet, so asseblief doen dit. Ja, al die mense wat rekenaars ken, weet hulle kan maar gaan Google om daai adres in die hande te kry, sal nie direk by die webwerf kan uitkom nie, nee. Julle manne, het was lekker om julle in die ateljee te hê. Baie dankie vir jou. Ek is nou eintlik jammer, ek is nie Vrydag op diens, sodat ek in die toekoms ook lekker kan saamgesels nie, maar gaan beslis luister wat julle verder gaan vir die mense deel in die toekoms. Dit was Wouter van der Venter wat ons vanoggend hier gehad het en Arno van Skalkwyk en dan ons kameraman Marco, nou kan ek nie jou van onthou nie, maar van Vieren. Ek sê vir julle manne, baie dankie vir die wonderlike inligting wat julle deurgee. Ek is seker daar's baie mense wat met julle gaan probeer kontak maak.